Ek hoop julle het vandag 'n geseënde Sabbat saam met ons. Ons hoop julle leer iets, ons hoop julle ontvang 'n seën. En dat die Here regtig aan elkeen se hart sal raak en dat julle krag sal put vir die week wat voor lê en dat jy weer kans sal sien vir alles wat nou gaan gebeur. Ek weet dis 'n besige tyd van die jaar. Kom ek vra vir Rowan om vir ons 'n openingsgebed te doen. Sluit asseblief die oë. Liewe Here, baie dankie dat ons almal hierso as 'n familie op 'n Sabbatoggend by mekaar kan kom, Heer. Heer, ek vra dat U die les wat die jeug nou gaan uitbrei vir U in almal se harte sal insit. Heer, en dat ons almal asseblief 'n dag veilig tuis kom en die wat nie hier kan wees nie, dat hulle volgende week saam ons kan kom. Amen. Here, baie dankie dat ons die geleentheid het om vandag aan U terug te gee. Dankie dat U vir ons die vermoë gee om te kan verdien. Help ons om uit dankbaarheid te gee en help dat dit meer sal word en help dat dit sal uitbrei of U koninkryk sal uitbrei. Ons vra dit in U naam alleen. Amen. Ons tema vir vandag is soos 'n boom. Ons het weer 'n bietjie inspirasie uit die natuur geneem. Die natuur is net propvol interessante feite en ek glo die Here het elke dingetjie so geskaap om vir ons ook 'n les in te hou. Ek wil vra vir Chris om ons skrifgedeelte vir ons te lees. How blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, nor stand in the path of sinners, nor sit in the seat of scoffers, but his delight is in the law of the Lord. And in his law he meditates day and night. He will be like a tree, firmly planted by streams of water, which yields its fruit in its season, and its leaf does not wither. And in whatever he does, he prospers. Ek gaan vanoggend praat oor wortels. 'n Boom se wortels is die hooffaktor in die algehele gesondheid van die boom. Die hoeveelheid vrugte wat 'n boom dra, is gekoppel aan die toestand van die wortels. Dis omdat die wortels die water en die nutriënte wat bome nodig het om te oorleef, opvat na die boom toe. Sonder wortels sou die boom geen manier hê om hierdie noodsaaklike voedingsstowwe op te neem nie. Wanneer 'n boom se wortels sterk is, stel dit die boom in staat om te bly staan, selfs deur storms. Net so hang ons geestelike gesondheid af van waar ons wortels lê. Ons wortels is ons verhouding met God. Hy is ons bron van krag en stabiliteit. Alles hang af van ons koneksie met hom. Wanneer ons in Jesus gewortel is, sal ons sterk kan staan deur die storms van die lewe. Waar lê jou wortels? Lê dit in God en in sy woord, of lê dit in die wêreld? Die bewys lê in die tipe vrugte wat ons dra. Dra ons goeie vrugte wat getuig dat ons 'n lewendige verhouding met God het? Of getuig ons vrugte van 'n siek wortelstelsel? Ons moet elke dag seker maak dat ons in die Here gewortel is. Kompos. In ons moderne samelewing word ontbinding dikwels in 'n negatiewe lig gesien. Ontbinding word dikwels geassosieer met goed wat vrot is, sleg ruik en simpatoties van die dood is. Ontbinding speel egter 'n belangrike rol in die natuur. Organiese materiaal word afgebreek en dan kan ander organismes dit weer gebruik om te groei. Bome neem gewoonlik ontbinde materiaal op as nutriënte. Dit help hulle weer op die beurt om te groei. Ontbinding lyk dalk vir ons soos 'n onopgename proses, maar dit is 'n noodsaaklike deel van ons boom se groei. En na dit alles gee die boom vir ons die heerlikste vrugte.
Net so in ons geestelike lewens moet ons soms ontbinde materiaal opneem om geestelike groei te beleef. Dit lyk en ryk dalk nie lekker nie, maar dit maak ons sterker mense. Daardie struikelblokke by die werk of by die huis wat jou moedeloos laat voel, dien as die voedingsstof wat in jou beter en sterker boom gaan maak. Paulus se lewe was nie maklik nie. Hy moes dikwels deur gevaarlike terrein reis. Ons voel dalk ook soms soos Paulus, asof daar geen uitweg is nie. Maar ons vind ons krag in die Here. Deur op hom te vertrou, kan ons enige struikelblok oorwin. En op die einde is ons beter Christene as gevolg daarvan. As gevolg van hierdie ontbindende materiaal is ons sterker en ons dra meer vrugte. Hallo. Ek gaan praat oor klippe. Dikwels in jou lewe dan as mense vrugte van 'n boom wil kry wat buite bereik is, dan gooi hulle dit met 'n saar opwerp of klippe. Nou wanneer in ons alledaagse lewe wanneer mense ons met klippe gooi, dan is dit soos kritiek wat 'n mens kry van verskillende mense af. As ons hierdie klippe as dit ons tref, dan maak dit ons seer en soms van ons moet opgee en ophou vrug te dra. Moenie toelaat dat hierdie klippe jou moed om vrugte te dra vernietig nie. Luister na die kritiek en vat met 'n knippie sout. Moenie enige kritiek aanvaar nie. Indien die kritiek wat jy ontvang geldig is en jy voel jy kan daarmee verander, gebruik dit. Andersins laat dit verbygaan. Net soos ons daagliks onsself moet verbeter, moet ons kyk of ons ook beter vrugte kan dra om 'n verskil in ander mense se lewens te maak. Nooit toelaat dat iemand se klippe van kritiek jou vrugte vernietig of so nie. Dankie. Vrugte. Die soetste vrugte hang gewoonlik bo in die boom, omdat dit die meeste son ontvang. Ons kan ook soet vrugte dra as ons toelaat dat Jesus se lig in ons lewe skyn. Johannes 8 vers 12 sê Jesus dat hy die lig van die wêreld is, en in Matteus 5 vers 14 sê hy dat ons die lig van die wêreld is. Efesiërs 5 vers 8 en 9 sê, want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Wandel soos kinders van die lig, want die vrug van die Gees bestaan in alle goedheid en geregtigheid en waarheid. Wanneer ons toelaat dat Jesus se lig in ons en deur ons skyn, sal ons goeie vrugte dra. Ons sal soet vrugte dra, wat ander mense sal aantrek na Christus toe. Ons sal afsluit deur 'n koortjie saam te sing. Ek het hom binne 'n minuut geleer, so hy is nie so moeilik nie. So julle kan saam sing as julle die wysie gevang het. I shall not be moved, anchored in Jehovah. I shall not be moved, just like a tree that's planted by the waters. I shall not be moved. In His love abiding, I shall not be moved, and in Him confiding, I shall not be moved, just like a tree that's planted by the waters. I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree that's planted by the waters. I shall not be moved. Though all hell assail me, I shall not be moved. Jesus will not fail me. I shall not be moved, just like a tree that's planted by the waters. I shall not be moved. Though the tempest rages, I shall
not be moved. On the rock of ages I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, I shall not be moved. I shall not be moved. I shall not be moved. Just like a tree that's planted by the waters, I shall not be moved. Kom ons sluit die oë vir ons slotgebed. Dear Lord, how blessed we are when we are rooted like a tree. Help us to remember that we will be a tree firmly planted by streams of water, which yields its fruit in season, and its leaf does not wither. And in whatever we do, we will prosper if we are rooted in you. Thank you for the youth, for what they have prepared and what they mean to this church. Please, what we've presented, may it be a blessing, and may we share this with others. In Jesus' name I pray, amen.